Dag sê boere, ons is vandag hierso op die plaas in Rutan omgewing en saam met my is Dr. Eben de Preet. Eben, hier is nuwe beeste ingekoop wat hier agter my staan. Vertel vir my bietjie, wat moet die boer doen? Ja, het is belangrijk dat hy weet waar kom hulle vandaan, van watter area, wat se siektes is moontlik daar. Jy kan die inligting kry by die boer of selfs by die plaaslike veearts. Hy kan vir jou wys maak wat jy kan verwag. Aan die ander kant kom hulle hier in 'n nuwe omgewing, anderste omstandighede. Hulle moet natuurlik skoon wees verkieslik as hulle aankom. En dan kan jy verwag dat hulle miskien bosluise optel en siektes soos rooiwater en hartwater optel as dit in die omgewing is. En verder is het belangrijk dat jy net weet wat is in die omgewing en jy kan ook by die veearts uitvind wat is die probleme, veral wat gifplante ook kan betref. Kan jy vir ons dalk voorbeeld van enstowwe voorkoming gee? Ja, voorkomend kan jy natuurlijk die rooiwater, galsiekte en hartwater enstowig toedien op 'n tyd en dan verder konsentreer jy maar op die clostridiale siektes en dan kan jy Clostrivex B+ gebruik. Hy het natuurlijk ook lamsiekte en miltsiekte ook in. So dis 'n lekker breë spektrum enstof. En hy het nog 'n pastorale ook in rommelsteek. Dis reg, ja. Eintlik dek dit half alles. Eintlik, ja, sit 'n goeie ente. En dan verder moet jy nou kyk na jou verse op speenouderdom, dat jy seker maak jy ent hulle dan en herhaal die entings wat moet herhaal word. So binne 4 weke daarna. En 'n termometer, wat 'n rol speel 'n termometer? As daar 'n bees nou siek lyk of hy lê, kan jy koors neem en as hy koors het, dan weet jy dis 'n infeksiesiekte en dan kan jy die toepaslike behandeling toepas. As jy nie seker is nie, bel maar die veearts en vra vir hom, beskryf vir hom die simptome. En andersins, as hy nie koors het nie, kan dit nou ook 'n gifplant wees of iets van die aard. Baie dankie, Eben. Boere, kyk mooi na julle diere. Kry raad by jou veearts. Lekker boer.